Goeiedag en welkom by 'n splinternuwe hoofstuk wat handel oor nog 'n afdeling in ons trigonometrie, genaamd trigonometrie in driehoeke. In vandag se videoles gaan ons na die eerste van 3 reëls kyk wat ons gaan behandel in hierdie hoofstuk, genaamd die sinusreël. Nou ter inleiding gaan ons eers bietjie terugdink aan graad 10 werk wat ons verlede jaar gedoen het. Ons het verlede jaar spesifiek gefokus op 3 trigonometriese verhoudings, spesifiek as ons kyk in 'n reghoekige driehoek. Het ons gekry dat ons kry sin theta, en waar theta 'n skerphoek is gelykstaande aan die verhouding teenoorstaande sy gedeel deur die skynsy. Cos van dieselfde hoek theta is die aangrensende sy gedeel deur die skynsy, en tan theta was dan gewees die teenoorstaande sy gedeel deur die aangrensende sy. Ons het ook vlugtig gekyk, indien ons hierdie selfde reghoekige driehoek op 'n kartesiese vlak voorstel. Dan verander ons dit bietjie meer na poolkoördinate toe, en ons baie meer spesifiek en meer korrek, praat ons dan van sin theta as y gedeel deur r, waar y natuurlik na jou y-as verwys en r na die radius van 'n sirkel. Cos theta is dan x deel r en tan theta is dan y deel x. Nog 'n belangrike konsep waaraan ons met aandag gee is die benoeming van driehoeke. Nou, hoekpunte van 'n driehoek word met hoofletters geskryf, terwyl die sye met klein letters geskryf word en dan spesifiek dieselfde letter as die teenoorstaande hoekpunt. Die sinusreël waarna ons gaan kyk, stel dat vir enige driehoek ABC geld dat sin van hoek A gedeel deur sy teenoorstaande sy A is gelyk aan sin van hoek B gedeel deur B is gelyk aan sin van hoek C gedeel deur C. Nou hierdie 3 breuke of 3 verhoudings kan ook as die omgekeerde gebruik word, naamlik A, met ander woorde die sy gedeel deur sin van hoek A is gelyk aan B gedeel deur sin van hoek B is gelyk aan C gedeel deur sin van hoek C. Wanneer ons probleme oplos, is dit dus belangrik dat jy moet kyk wat gevra word. In die geval wat 'n hoek gevra word, dan gebruik jy die eerste tipe verhouding, en in die geval wat sye gevra word, gebruik ons die tweede tipe, die omgekeerde weergawe van die reël. Die sinusreël het egter ook 'n formele bewys, wat belangrik is wat jy moet ken vir eksamendoeleindes. So dis belangrik dat jy hierdie stap vir stap, woord vir woord moet gaan leer. So, die stelling stel dat in enige driehoek ABC geld, en dan het ons 3 verhoudings, of natuurlik die omgekeerde breekvorm. So hulle gaan vir jou een van hierdie 2 tipes vir jou vra, en vra omdat jy die volledige bewys moet gee. Om dit te bewys, begin jy deur enige driehoek ABC te teken met 'n loodregte hoogtelyn CD. Laat AC dan gelyk wees aan B, BC gelyk aan A en CD is gelyk aan H. So jy sal sien dat die B en die A stem dan ooreen met jou hoekpunte volgens die skryfwyse wat ons gebruik. In driehoek ACD, so dit verwys nou na hierdie linkerkantste reghoekige driehoek. So in 'n reghoekige driehoek mag ons nou nog die gewone sin, cos, tan verhoudings gebruik. So sin van hoek A gaan gelyk wees aan H gedeel deur B. Uit dit uit kan ons nou H gaan skryf is gelyk aan B gemaal met sin van hoek A. As ons dan nou na die regterkantse driehoek, na BCD gaan kyk, is dit ook 'n reghoekige driehoek, so sin van hoek B is gelyk aan H gedeel deur A. Weereens gaan skryf ons H is gelyk aan A gemaal met sin van hoek B. Gevolglik beteken dit nou dat ons hierdie 2 vergelykings wat ons gekry het, kan gelykstel aan mekaar. Dit wil sê, B sin van hoek A is gelyk aan H sin van hoek B, omdat in beide vergelykings H 'n gemeenskaplike lyn is. Weereens algebraïs kan ons sin van hoek A gedeel deur A
is gelyk aan sin van hoek B gedeel deur B, wat vir ons die eerste twee verhoudings gee, eerste twee breuke gee van die stelling waarna ons op soek is. Net so, deur hoogtelyn vanuit hoekpunt B te trek, kan bewys word dat sin van hoek A gedeel deur A is gelyk aan sin van hoek C gedeel deur C. So let daarop, jy hoef nie die skets van vooraf te gaan teken en van vooraf die bewys uit te skryf nie. Daai woordjies net so sê dat jy presies dieselfde stappe sou gevolg het as wat jy reeds gedoen het. Uit al hierdie gevolgtrekkings kan ons dan 'n finale gevolgtrekking maak wat sê sin van hoek A gedeel deur A is gelyk aan sin van hoek B gedeel deur B is gelyk aan sin van hoek C gedeel deur C, wat presies die stelling is wat hulle gevra het ons moet bewys. So ter opsomming net gou vinnig weer, die sinusreël vir enige driehoek ABC het te maak met drie verhoudings. Sin van hoek A gedeel deur A, en dan die soortgelyk is, as ons 'n hoek wil uitwerk, of as ons 'n sy wil uitwerk, dan begin ons met byvoorbeeld A gedeel deur sin van hoek A. Die sinusreël word spesifiek gebruik in die geval waar twee sye en een hoek, wat nie 'n ingeslote hoek is nie, gegee word, of waar twee hoeke en enige sy vir jou gegee word. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. In hierdie voorbeeld vra hulle dat ons x moet bereken in die driehoek. So in die driehoek sien ons daar word twee hoeke vir ons gegee en een sy se lengte. Omdat ons 'n sy wil bereken, gaan ons die verhoudings gebruik waar ons gebruik 'n sy gedeel deur sin van 'n hoek. X gedeel deur sin van 50 grade, want onthou die sy en die hoek moet mekaar se teenoorstaandes wees, gaan dus gelyk wees aan 100 gedeel deur sin van 55 grade. Pas nou algebra toe en kry vir x alleen, so dis 100 gedeel deur sin van 55 grade gemaal met sin van 50 grade. Jy kan hierdie nou presies so in jou sakrekenaar gaan intik, en baie belangrik, onthou op jou sakrekenaar, die oomblik wat jy sin gaan tik, of kos of selfs tan, dan maak die sakrekenaar outomaties 'n hakkie. So nadat jy die hoekgrootte ingetik het, moet jy baie mooi duidelik seker maak dat jy altyd die hakkie gaan toemaak, andersins gaan dit jou antwoord verkeerd beïnvloed. En maak ook seker jou sakrekenaar is op degrees gestel. So vir hierdie spesifieke probleem kry ons dus dat x gelyk is aan 93,52 eenhede. So in die geval waar daar nie 'n spesifieke eenheid soos millimeter, sentimeter, meter ensovoorts gegee word nie, stel ek voor dat jy dit uitdruk as eenhede. Die sinusreël het egter ook 'n dubbelsinnige geval. Nou die dubbelsinnige geval kom voor in die geval van twee sye en een hoek, weer eens, dis nie 'n ingeslote hoek nie, maar hier is die hoek wat jy het spesifiek teenoor die korter sy. In so 'n geval kry ons twee tipe hoeke. Ons kry 'n skerphoek of 'n stomphoek. So vir die skerphoek maak jy doeteenvoudig van jou normale sinusreël gebruik. Vir die stomphoek gaan jy dit ook gebruik, maar hierdie hoek wat jy dan uitwerk is dan eintlik maar 'n verwysingshoek, want om by die stomphoek uit te kom, gaan jy sê 180 grade minus daardie verwysingshoek. Kom ons kyk na 'n voorbeeld wat die dubbelsinnige geval verduidelik. So in hierdie driehoek word daar gesê dat hoek K spesifiek 'n stomphoek is, en ons word gevra om die grootte van hoek K te bereken. So as ons kyk na die inligting wat gegee word, sien ons dis twee sye en 'n hoek, dis nie 'n ingeslote hoek nie, maar die hoek wat vir ons gegee word, is teenoor die korter sy van die twee sye wat vir ons gegee is. So dit moet jou dadelik laat dink aan dubbelsinnige geval. Omdat ons K wil uitwerk, gaan ons sê sin van hoek K gedeel deur 25 is gelyk aan sin van 30 grade gedeel deur 15. So om hoek K te kry, en dis let wel 'n stomphoek, kan jy dadelik gaan sê 180 grade minus boogsin en dan wat jy algebraïs toegepas het. 25 gemaal met sin 30 grade, alles gedeel deur 15. Dit gee dus vir jou 'n verwysingshoek van 56,44 grade,
wat jy kan sien 'n skerphoek sou gewees het, en dit is hoekom ons dit gaan aftrek vanaf 180 grade. So die finale grootte van jou K, indien dit 'n stomphoek is 123,56 grade. Gaan kyk rustig deur die voorbeelde in jou handboek en dan spring jy weg met die huiswerk. Lekker werk!